Hierdie is die trend dashboard, Trinity trend dashboard. Op die linkerkant wys hy vir jou die boom en crash pare en die ander, en ek het ook Bitcoin en goud bygesit, want hulle is lekker om te trade. En dan op die regterkant is die Trinity hotkey EI. Die lekker van hom is dat jy kan sommer net daar klik of B of S druk, en hier kan jy die kaarte verander. Hoekom ek hom nou bysit, ek wil eintlik meer praat oor die trend dashboard hier en wat hy doen. Daar gee hy vir jou die hoek van die SMI 20 of watter SMI jy ook al gekies het. So jy weet in boom wil jy eintlik 'n op hê, so daar kan jy sien, daai is 35 grade, nee? En die stochasties lê op 67. Kyk wat hy nou verander. Elke keer wat die kaart, wat die nuwe bar vorm, dan sal jy sien gaan hierdie verander. Dis nou goed dat jy dit kan sien. Nou kan jy sien, die 20 sit op 43 grade en die stochasties sit op 82. Dis hoekom hy nou nie meer 'n pyltjie het nie, want die stochasties lê te hoog. Ideaal soek hy 'n 45 grade op en 'n stochasties wat laag lê. Vir crash soek jy hom down en 'n stochasties wat hoog lê. Kan jy sien daarso, daai ene wys af, hierso, hy wys af, en jou stochasties is hoog, hy's bokant 60, daar sit jou pyltjie, nou kan jy gaan verkoop op hom. Nou as ek na hom toe wil gaan, ek wil iets anders gebruik eerder, vat die 900. Julle kan sien, hy is minus 11 grade, en hy is op stochasties is op 100, en hy het 'n pyltjie daar. Ek gaan nou by die kruisies kom. Nou gaan ek hierdie kant, wat lekker maak, jy kan nou maar jou kaarte hier oopmaak, en dan kan jy op die kaart klik, en dan kan jy gaan trade. Jy het nie die manual bot nodig aan hierdie kant nie, maar hy maak die lewe soveel makliker. Kom ek wys vir jou, as ek nou wil gaan na crash 900, dan gaan klik ek net daar op crash 900, en jy gaan sien, onmiddellik gaan die kaart verander. Daar is hy boom, en daar is crash 900. So jy kan sien dat die SMI 20 lê bietjie afdraande, en ek het nou nie my stochasties onder nie, maar die stochasties, dit is die regte waarde. So hy wys hom daar. So, dis 'n ideale plek om te sel, en jy is nog by 'n dubbeltop. En wat nou so lekker is vir my, ek kan nou net S druk, dan sel hy. Of ek kan daar klik en dan sel hy. Wat so onmiddellik is dit? As ek S druk, die oomblik wat ek hom druk, dan is hy daar, en hy sit die stoploss en die take profit. Boom, daar lê hy. Nou, as die ding crash onder toe, gaan hy take profit vat. Ek trek gewoonlik hierdie stop loss van my. Trek ek net so 'n bietjie weg, laat hy net 'n bietjie hoër is as die gewone spike, laat hy hom 'n bietjie 'n breather kans gee. Okay? So, in hierdie geval, jy verkoop hom daar, en jy verwag 'n lekker spike. Die oomblik wat jy 'n spike kry, gaan hy hom hier insit, en kyk hoe lekker wys hierdie ding. Hy wys vir jou, wat is jou verlies op hierdie paar nou. Hy wys vir jou hoeveel het jy al vandag gemaak op hom. Jy kan sien ek het 'n bietjie rondgespeel. En dan profit to day all pairs. Hier het ek 'n lekker groot verlies, want ek het oornag 'n robot wat ek getoets het, wat ek geskryf het, 'n outomatiese robot, het ek oopgelos en hy het toe teen my gegaan. So dis nou jammer daai, maar gewoonlik wys hy vir jou vir die dag hoeveel jy nou al het. En hy sê hier vir jou die maximum drawdown vir hierdie paar. Nou kan jy sien, die meeste wat hy ooit teen my gegaan het hierso was 12 cent. En nog 'n ding, hy gee vir jou totale lots, buy, sell en net. So in hierdie geval kan jy sien, ons het gekoop met 'n net van 20. Mens kan partykeer hedge, maar dan moet jy weet wat om te doen. Jy moet weet watter kant toe om te gaan en hoeveel om te doen. So dit kan wel gebeur. Maar kyk net hoe lekker oulik is hy. En dan, ek gaan nou terugkom na die kruisie hierso. Wat die kruisie aanbetref, wanneer die paar oor die 20 kruis, nee, dan gaan hy hier vir jou 'n kruisie gee. So dan weet jy, hy het nou net oorgegaan. 'n Ou wil eintlik ideaal, laat ek net gou hierso my auto-scroll afhaal, regsklik en auto-scroll afhaal. Nou gaan ek hom net so 'n bietjie aanskuif. Kom ons gaan soek 'n plek waar dit nou ideaal sou wees. Vir jou crashes, wil jy hê, hy moet afdek. Okay, hier sal hy nou gewees het, raai hierso. So, die oomblik toe daai kers daar
geval het. Sou hierdie ene vir jou, dit is nou op kruis 900, sou hy vir jou daar 'n kruisie gegee het met 'n alert, as jy jou alerts aan het. Nou weet jy, right, eerste pullback na die 20 toe, is 'n baie goeie een. Tweede ene is baie goed, maar jy moet hom naby kry. So, onthou julle, ek het die 10 en die 20, ek het nie die 10 hier op nie, ek het net die 20 hier op, maar as hy deur die 10 gaan, die 10 sal omtrent hier. Kom ons sit gou die 10 by, dat julle net kan sien, insert, indicators, moving average, kom ons sit gou die 10 by, wat het leer, ek gaan ons maar line maak net vir nou, dat ons net kan sien wat aangaan, line, daar is hy, klik OK, daar is hy, kan jy sien, oomlik as hy hanteer hom kom, dis nou baie goeie plek om te verkoop, as jy weer te ver weggaan van die 20, en hy kom hier na by die 200 moet jy oppas, nou kan jy die ding bounce, en kyk hoe bounce hy op. So, dis hoekom ek hierdie crosses wil hê. Joe van Nieu-Seeland kruis net hierdie crosses. Sy wag vir hy kruis, dan kom sy, en dan as hy hier na by die 10 en die 20 kom, verkoop sy. Sy gee nie om as hy teenoor gaan tot daar bo nie. Maar sy weet, hierdie is die goeie turns. En jy kan maar gaan kyk, daai patroon, repeat hom oor en oor en oor. Kom ek gaan net gou vir jou pace up weer, 'n bietjie, dan gaan ek vir jou 'n paar wys. Kyk hierso, daar het hy deur gebash, teruggetrek, kaching, sien hy? Kyk, kom ek wys vir julle nog. Kom, daar's ene daar. Kom ons kyk hierdie ene. Hierdie ene het omgedraai, hy sou teen haar gegaan het. Okay, sy sou hier gespeel het. En hy sou teen haar gegaan het, en dan vat sy die verlies, sy gee nie om nie. Kom ons kyk bietjie, daar's weer 'n mooi enetjie daar. Jou kruisie sou hier gewys het. Hy trek nou terug, sy naby die 10 en die 20 kom, verkoop jy, kaching. Dit is hoekom ek die kruis ingesit het, want dit is spesifiek. Kyk hierdie ene, kyk hier op pragtig. Ek meen, yes, dit is ongelooflik. Hy daar deur die 20 gekruis, sien julle? So jy sou jou kruisie gekry het. Kyk nou al hierdie kruise, kyk hoe mooi wys hy hom. Nou weet jy, daar die 600 het nou net gekruis. Kom ons kyk gou na die 600, kyk gou na die 600, klik daar kan die 600, druk net gou die eindesleutel. Sien julle, hy het nou net deur, uiteindelik, ek dink hy het hier gekruis, ja. Daar was 'n trade wat ek gevat het, kan julle sien. Hy het gekruis hierso. Dis nou 'n baie goeie plek om te sell. Nou as ek nou wil sell, druk ek net S, of ek klik daar. Ek hou van keyboard, so ek druk S, daar sell hy hom, en ek vat nou net hierdie stoploss van my, vat ek net so 'n bietjie hoër, of ek sal hom self so intoe vat. En as hy weer sien, dan gaan hy vir my geld vat. Daar kan julle nou sien, profit to duivel, dis peer, $1.78. Nou die lekker van hierdie ding is, jy kan dan sien watter pairs trade jy goed, en dan kan jy op hulle konsentreer. Dis nou die lekker ding, jy kyk nou na al die booms, al die crashes, al die volatilities, en die step, en jou Bitcoin, en jou goud daar, wat daar onder wys. So, jy gaan gou agterkom, man, hierdie een paar, hy kap my net tussen die oë. Ek kry dit gereeld, en dan vermy ek op. Dit is so maklik, en dit is die lekker van die ding, is dat jy kan sien vir hierdie paar, presies wat jy doen. En jy kan sien wat was jou max drawdown op daai paar. Kyk daar, dit was 13 cent, en ek het $1.78 gemaak. So dit is fantasties, okay? So nou kom ons kyk gou na daai kruis 1000, waar is hy, kruis 1000, kom ons kyk sy kruis 1000, hy daar opgegaan, sien jy, het my daar, het hy vir my die dingetje gegee, en dan direct aan het hy gesien, okay, so dis hoekom het daai kruisie gehad het. Kom ons kyk gou na volatility 1000, hy het so pas gekruis, volatility 1000, kom ek wys jou, dis die lekker ding hier, jy hoef nie rond te kyk nie, kan jy sien, hy het daar gekruis, hy het daai rooi het daar toe gemaak, die close was daar, close hier, so daar het hy gekruis, right, ek dink is 'n goeie plek om te sell, druk S vir sell, daar sit my stop daar bo, kom ons bring die take profit 'n bietjie nader, daar sit hom hier naby hierdie bondel hier onder, en nou stap jy weg van hierdie kaart af, dis wat die lekker is van die ding, maar hier kan jy ook weer sien, wat is jou totale, kyk daar kan ek sien, ek het nou al 24 sien, ok, kom ons maak hom toe, ek druk close, of ek druk C, of ek los hom, right, maar kyk net hoe lekker is dit nou, ek druk C, boom, en daar het ek my geld gebank, thank you very much, en daar wys hy vir my, total for this day, 65 cent, en weer 'n keer, my drawdown, ok,
en hoeveel lots ek gehad het. It's amazing, absolutely amazing. Okay? Hierdie twee goed saam maak jou die beste trader op aarde, ek beloof jou. Hierdie is amper soos 'n weerbureau kaart, waar jy nou weet wat gebeur op watter kaart. Jy hoef net een kaart oop te hê hierson, hè. Sien, ek maak nie eers meer as een kaart oop nie, ek maak een enkele kaart oop. Partykeer het ek agtergekom dat die tweekies meng in. Doet ek nou 'n ander trick uitgehaal. Dan sit ek hierdie indicator net op sy eie kaart, laat hulle nie met mekaar interfereer die twee nie, jy weet jou hotkey robot en jou trend panel nie. So dan sit ek om op een kaart en ek sit daai kaart aan die linkerkant en ek sit my robot op hierdie hele groot gedeelte hierso aan die regterkant en ek sien hier net waar moet ek klik en ek gaan hier en ek klik en daar gat hy. En dis presies hoe die twee saamwerk. Gaan net vir jou deur die settings gaan van die panel hierso. Ek gaan net gou die panel opmaak. Ek het hom nog nie 'n ander naam gekry nie. Hierbo is al die pare, daar kom jou serial nommer. Hy check altyd vir die serial nommer. En as jy nie die regte, hy calculate dit vanaf jou rekening. Okay? En daar sê hy ook waar jy die nommer kan kry as jy nie een het nie. En dis jou pare, jy kan verander as jy wil. Hy sê vir jou die hoeke, die panele, hierdie wyte moet 500 wees, anders pas hy nie mooi in daarbo nie. So hierdie, jy kan sien, ek het hom absoluut fenomenaal gemaak in die opsig dat jy alles kan stel. Jy kan self sê waar moet hierdie kolomme wees en alles, as hulle oor mekaar val kan jy hulle skuif, dis lekker. Dan hierdie use ATR for the angle, los hom maar true, want dit help net om die hoek so na as moontlik reg te maak. Dit gaan nie oor of hy presies 45 grade is en of hy 45,5 is nie, dit gaan nie daaroor dat jy kan sien. En hierdie, as hy hoër as 75 gaan, sal hy net vir jou 75 wys, so hy clamp hom, hy gaan nie verder reageer op hom nie. En daar is jou settings van jou stochasties, en daar is jou, vir jou, dis jou stochasties low hierdie, en dis die stochasties high. So as hy onder low is, en hy is besig om te styg, dan gaan jy daar 'n arrowkie kry onder buy sell. As hy nie onder die 40 is nie, gaan jy nie 'n buy kry nie. En vice versa vir die sell, jy kan sien, my stochasties is, my angle is 32, en my stochasties is 74, so ek kan hom kry daar, want hy lê bo aan die 60. En hierdie is nou maar net verder, is maar kleure en goeders. Hieronder, show group separators, dit is maar net tussen die goeders daar, ek sal nie worry daaroor nie. Okay, los daai vals, dit was net vir my, terwyl ek die ding gekodeer het, laat hy my wys waar is my foute. En dan 'n baie belangrike ding hier heel onder. Okay, daarso moet jy, as jy byvoorbeeld jou 0, sê nou maar jy try op 'n ander rekening en dit is die 0 spread. Jy sal sien hulle name het 'n .0 by. Kyk hierbo, sien jy myne het .0. Ek het nog 'n demo nodig gehad, toe maak ek maar 'n 0 spread oop en dan sit hulle daai naam by. En as jy hom nie bysit nie, dan gaan hy nie behoorlik lees nie. So jy moet hier dan, as jy die .0 moet gebruik, moet jy daar .0 sit, anders gaan hy nie reg lees nie. Okay, so dit is basies wat hy, hoe hy werk. Okay, en dis maar al. So hieronder, dis daai moet wees alert on en off. As jy hom afsit, dan gaan hy nie alert nie. En as jy hom aansit, sal hy alert. Okay, en hy alert net wanneer hierdie pyltjies verskyn. Laat ek net gou hier uitgaan, daar gaan dit uit, dankie. En ek moet hier ook uitgaan, daarso. Hy alert net wanneer hierdie gebeur en wanneer hierdie gebeur. So hy sou nou 'n alert gee, maar ek het hom op afgehaal. So jy kan nou sien die volatility 50 het so pas onder die dinges gekry, onder die 20. So kom ons gaan volatility 50, daar sê en daarby sê vir jou volatility 50 sien jy. En kom ek druk net gou die eindsleutel daar. Jy kan sien hy het so pas bokant die volatility bokant die 20 gekry. Daar, dis hoekom jy daai kruis gekry het. Hy wys vir jou af, hoekom? Want hierdie 20 se lyn, hy meet hom oor die laaste 6 kersies. Dan kan jy sien die angle is -31, en die stochasties is 74. Dis hoekom hy vir jou sê, dis 'n goeie plek om te verkoop. Wat ek gewoonlik doen, ek wil julle die trick nou leer, dis sommer 'n lekker plekkie. Oliver Velez het hierdie ding van follow through en no follow through. Nou hierdie
Daai is 'n olifant kersie. Hy het 'n lekker, hy het nie eers 'n stertjie bo nie. Okay, kom ek maak hom gou 'n bietjie groter vir julle dat julle hom daar is hy pragtig. Nou, jy kan sien of hy gaan follow through of nie. Kan jy sien hier het hy gemaak of hy wil follow through? As hy nie follow through nie, dan is dit 'n lekker plek om te verkoop. Okay? Maar as hy follow through, dan moet jy bietjie versigtig wees. So, as jy hier sou verkoop, dit gaan 'n bietjie teen jou gaan. Maar die kanse dat hy gaan terugbons is baie goed. Maar as hy so maak, dan moet jy weet, die ding hardloop nou, jy sien. So, ek sal nie, dis hoekom ek hou van die eyeball. 'n Robot kan nie, jy kan maak wat jy wil, jy kan nie 'n eyeball in 'n robot inbou nie. Ek probeer al vir 20 jaar om dit te doen en ek kry dit nie reg nie. So, ek het opgegee. Ek gebruik my eie eyeball, dis hoekom ek van manual trading hou met so 'n ding wat die lewe vir my makliker maak. Kan julle sien ek het nie follow through nie, nou druk ek my S vir sell en daar het ek verkoop onmiddellik, okay? En daar sit my stop loss daarbo. Oliver sê jy moet hom bo kan die kersie sit, ek sê bo kan die swing. Daar's my laaste swing, sien julle? So ek trek hom na my swing toe want dit maak my verlies bietjie kleiner as hy my stop loss het. Gaan so 'n pip of twee bokant op. Sien julle? Ek het net 'n pip of twee bokant op. Hy wou nie nou nader gaan nie. En ek was 10 teen 1 verkeerd, ek was dalk 'n bietjie te haastig, maar kom ons kyk maar wat gebeur. Kyk daar. Ek stap nou weg van hierdie kaart af. Hy gaan op 'n verlies hê daar of hy gaan 'n wins hê hier. Hierdie onderste ene wil ek 'n klein bietjie oplig. Ek kan nie daarvan om so reg onder te wees nie. Let's not be greedy. Okay, nou stap ek weg van hom af. En jy kan sien ek het al verloor 122. So nou kan jy sien. Jy sien waar jy wen en waar jy verloor. Okay? En dit is wat dit vir baie maklik maak. Okay, ek gaan hom hier stop en oplaai. As daar nog verdere vrae is, ek dink ek het omtrent alles gedek. Daardie is die hoek van die jou SMA 20 of wat ook al jy gestel het binne in jou indicator. Hierdie is die stochastiese value. Okay? En dan hier is buy sell. Hy gee buy as die angle op is en die stochasties onder 40. Hier gee hy 'n sell as die angle down is en die stochasties is bokant die 60 level daar wat jy gestel het. Die kruisies is net wanneer hy kruis op of af. As hy opkruis, gee hy 'n groen kruisie. As hy afkruis onder toe, gee hy 'n rooi kruisie. So jy kan dadelik weet. Hierso kan jy sien het ons die kruisie gesien en dis toe daai groen oorgeskiet het daar, het hy my 'n opkruisie hier gegee, so ek het 'n groen kruisie gehad. And that's a whole deal. Hierdie ek gaan 'n aparte video maak van hierdie hotkey robot. Dit is regtig. Dis nou my go-to waar ek nou manually sit en lekker sit en trade. En ek beloof jou, nou ek weer nou gou wys. Sien julle daai groen is 'n olifantkers? Hy het glad nie 'n wick bo nie en hy het geen follow through nie. Sien jy? Ek het hier 'n bietjie vroeg gespeel. Regte plek kon daar gewees het. Net toe daai kers oopmaak, dan kan jy verkoop en dan of teen jou of met jou. So die kanse is omtrent 80% dat hy gaan wen en 20% verloor. I don't care. Okay. 20% gaan my nie doodmaak nie, okay? En dit is presies hoe ek die goed gebruik. Okay, ek gaan hom oplaai op YouTube, geniet dit en vir die wat die paneel gekoop het, ek beloof julle, daai ding maak die lewe vir jou soveel makliker. Dis regtig amper om soos 'n barometer te hê wat vir jou sê wanneer gaan wat gebeur. Okay, kom ek stop hom net hierso en dan gaan ek oplaai.